Hallo, ek is Heinrich Weingart, ek is 'n mediapersoonlikheid en ook 'n meningsvormer. En my gas op hierdie uitgawe van Pagecast is die skrywer met die naam Julian Jansen. Sy nuutste boek, Op die spoor van die stasiemoordenaar. Dis waaroor ons vandag gaan gesels, maar Julian is ook iemand wat vir jare in die onderwys was en daarna het hy 'n joernalis geword en uitgetree in Oktober 2024. Yes. Julian, baie welkom. Nou wil ek hê jy Dankie. moet asseblief vir ons kykers net en ons luisteraars ietsie meer vertel van die boeke wat jy geskryf het voordat hierdie boek verskyn het. Ja, en Heinrich, ek moet noem dat ek het in die laat 90's het ek Easy Kerk se boek geskryf in die Strandifika, 'n jaarboek en so aan, en dalk het dit daar die saadjie gesaai en so aan, Ja, maar ek lag nie omdat dit snaaks is, ek lag omdat Nee. ek beïndruk is. nee, ouderling. En ek dink die deurbraak het gekom toe ek beriggewing vir rapport gedoen het oor die opspraakwekkende Desalze moorde vir rapport. Ek het inside information gehad, ek het 'n man gehad, 'n afgetrede speurder wat ek genoem het Deep Throat, en hy het vir my gevoer met baie sensitiewe en nuwe en vars informasie, en ek dink so toe kon rapport altyd op die voorgrond bly, en toe kry ek die oproep van die boonste vloer af, van die uitgewers af. Hulle sê vir my, julle is gereeld voor met die storie, skryf vir ons 'n boek, en toe het ek onmiddellik ja gesê, en ek het die boek geskryf, en terwyl die hofsaak nog aan die gang is, gelukkig vir my het Henry van Breda getuig, en toe kon ons die boek op 'n manier afsluit, dat die leser min of meer weet wie is die oortreder, en die boek het goed gedoen, en daarna het hulle vir my weer gekontak, skryf vir ons nie fiksie, toe sê ek het 'n boek hier in binne, en ek skryf toe oor seuns sonder paas, my eie verhaal vertel van 'n emosionele wesige pa, en ek het met kenners gepraat. Die boek het ook is ook goed ontvang, en daarna het hulle weer gekom, weer koffie aangebied en gesê, skryf ons oor hoë profiel sake van in spesifiek die studentendorp Stellenbosch, en ek het 12 sake gekies. 2 van die sake, Shaman Davids en Hanne Cornelius, is 2 stories wat my baie emosioneel gehad het, terwyl ek het geskryf het. En toe sê hulle vir my, skryf 'n boek oor die stasiemoordenaar, so 3 jaar gelede, terwyl ek het besig is, gebeur die Devaney-moord op jou tuisdorp Caledon, en hulle sê, stop eens dit, doen gou vir ons 'n boek oor die moord op Devaney-Nel. Ek het dit voltooi toe, en toe dit klaar is, het ek die boek hervat, maar Jeslie, die boek het baie leeswerk gekos. Dit was ook self 'n emosionele boek. Ek is 'n gemeenskapmens, en ek is baie oor hoe hou ons die gemeenskap in stand, en hierdie spesifieke gemeenskap, Mitchellsplein, is in die laat 80's, vroeg 90's uitmekaar geruk deur die stasiemoordenaar. So Julian, ek wil eintlik hê ons moet begin deurdat jy vir my net lees hier aan die begin van die boek die aanhaling wat jy gebruik van een van die mammas wie se kind se lijk nog nie gevind is nie. Ja, inderdaad, dit is 'n baie emosionele, dit som eintlik op dat 'n vrou op 'n 73-jarige ouderdom hierdie gedagtes uiter. Dit is Ursula Keet, sy is 73 jaar, van Tafelsig, Mitchellsplein, wat praat oor die verdwyning van haar seun Biden op 14 Januarie 1994. Biden se lijk is nooit gevind nie, tot op vandag toe nie. Sy sê, my pyn het geduur van die dag van sy verdwyning tot vandag toe. Hoe kan 'n ma vergeet en jy het nie jou kind nie? Ek het geen afsluiting met my kind gevind nie. Soms kan ek nie slaap nie. Ek is nou onder 'n dokter se sorg vir depressie. My gebed is dat voordat ek eendag my oë toemaak, ek my kind sal sien en met 'n kalm hart sal vertrek. Dis genoeg vir my, dankie. Jy het verwys nou aan die begin oor die feit dat jy self persoonlik geraak word deur hierdie stories waaroor jy boeke skryf. Hoe verseker jy dat jy boek kan skryf en ook nog met die emosies moet werk? Ek dink om emosies te hê, skakel jy nogal in op die emosies van die familie. Jy kan nie met 'n afsydigheid of totale afsluiting op die storie werk nie, want wanneer jy intap in 'n emosie
van die inligting wat jy kry, die stories van elke familie wat jy hoor uit hulle monde uit. Ek is nogal 'n baie emosionele, maar ek het jou gesê, daar is tye dat ek skryf dan so oud soos ek is, dan loop mense trane en selfs wanneer mense praat daaroor, dan raak jy nogal emosioneel. Ek dink So wat doen jy dan? Maak jy die laptop toe en herstel eers of gaan jy aan met die skryfproses? ek het 'n hondjie, Jack Russell, sy naam is Snippy, en dan het ek 'n tuin. So ek krap in die tuin, gaan werk bietjie in die tuin, of ek speel met die hond en buitekant gaan stap bietjie en so aan, maar ons gaan maak koffie, net om bietjie die aandag af te kry. Maar dan keer jy weer terug, want dit is werk wat afgehandel moet word. So hierdie boek is natuurlik 22 verhale min of meer wat jy hier moet saamvat van, as ons kyk na die feit dat dit 22 slagoffers was, hoewel net een se moord opgelos is, as dit was. Som net die storie op in 2 sinne vir mense wat nie die storie kan onthou nie of te jong was om te weet van die stasiemoordenaar voorvalle. Soos die enkelvorm stasiemoordenaar is die versamelnaam, die enkele naam wat mense gee asof daar een stasiemoordenaar was, en as jy die mense van Mitchells Plain destyds gehoor het, was almal in vrees gewees, het gemeenskappe gevange gehou, het kinders in die huise gehou, en in 'n tyd wat kinders weerloos was omdat die ouers ver gaan werk het in die oggend en laat terugkeer, was hulle perfekte, as mense so kan noem, prooi vir wat ek noem 'n menslike roofdier. En hierdie roofdier of roofdiere het in daardie tyd kinders weggerokkel. Norman Simons het byvoorbeeld gesê, hulle vra vir hom, hoe het jy dit reg gekry om die kinders te oortuig om saam met jou te loop? En toe sê hierdie woorde wat vir my nogal haar op my arms dat regop staan is, I became a good looking man. Beteken hoe hy het 'n soet aangetrek. So, omdat hy 'n professie gehad het as onderwyser, kon hy baie makliker kinders weglok. So ja, ons gaan kom by 22 is weg, ja. Ons gaan kom by Norman Afzal Simon as mens, maar wat my getref het aan die begin van die boek, vertel jy van Wayne Peterson en sy vriend, wat hierdie man ontmoet, en die man stel homself voor as huis. Terwyl die storie gaan oor kinders, soos jy nog gesê het, wat weggerokkel word, en dan nooit terugkeer huis toe nie. Sê gou iets daaroor? Ja, dit was my nogal opvallend vreemde ding, maar ek dink dit is die modus operandi van hierdie menslike roofdier om kinders juis gemaklik te laat voel en vertroue te wen eintlik. En snaaks genoeg, hy het ook hierdie Wayne en sy maatjie gevra om bokse te dra na die stasie wat in ander gevalle ook genoem was deur slagoffers of se families. So as dit nou 'n dokumentêr was, dan sou 'n mens Sanduine en Port Jacksons gesien het. Wat anders is bly jou by van die omgewing waar hierdie moorde plaasgevind het, of waar die lyke gevind is? Ja, die storie evokeer juis rustigheid, en dink is 'n verraderlike stilte wat daar is, dat mense sal dink dit is 'n veilige, mooi plek. Jy kan so maklik meer gevoer word deur die omgewing, maar ons moet onthou, in die 80s, 90s was Mitchells Plain betreklik klein. Daar was nie die baie buurte wat daar vandag is nie, die geroesemoes van mense, die beweging, die verkeer en voetgangerverkeer nie. So dit was redelik effens rustiger, en daardie tyd was daar baie oop velde gewees en sandduine, veral die wat hulle genoem het een area, Weltevreden bosse. Dit sou later bekend staan as die bose bosse, wat mense vermy het, waar baie lyke gevind was. 'n Mens moet seker maar ook iets sê oor die politieke geskiedenis van ons land, wat tog in 'n mate 'n rol speel hier, spesifiek as jy kyk na die ligging, na die omgewing, hoe mense daar beland het. Net kortliks? Ja, so in daardie tyd was voor die groot verkiesing, en die nasionale party veral het die breinstem nodig gehad, en watter ander... Ja, ek vat eintlik 'n stapie terug, het mense verskuif soontoe. Yes. Ja, so ietsie daaroor, Okay, en dan voor die verkiesing. Ja, so Mitchells Plain was die saamkomplek van
mense wat uit verskillende dele rondom Kaapstad weens die apartheid beleid destyds mense sal sê gedamp is. Ja, na die groepsgebiede verskywings Ja, wat eintlik 'n beloofde land moes geword het. jy stel dit En mooi, toe jy stel raak dit dit ja. Ek het geskryf daar dis op die godverlate vlaktes van sandduine en bome en bosse en so aan. En wat belangrik is, dit het die ouers ver geplaas van hulle werk af en dit het die kinders agtergelaat en dis juist daai tyd as die ouer by die werk is dat Ja. die kinders so Dat jy weerloos roofdier was. toeslaan. Yes. En dan skryf jy oor hoe dat die owerheidswenkbrauw glad nie gelig het na die eerste lyke gevind is nie. Dis nou hierdie laat 80s Ja, en vroeë 90s. ja. En toe eers hier teen die einde van 93 gebeur daar toe nou hierdie skielike groot bekommernis van owerheidskant af. En jy het nou vlugtig verwys na die 94 verkiesing wat om die draai was. Ja. Mense moet onthou ook dat baie van die lyke was gevind in Mitchells Plain, maar van 1986 was baie van die eerste lyke was gevind in Belhar, Modderdam, omgewing Delft en eers hier van 92 af het die lyke gevind in Mitchells Plain. En juist in die tyd toe die nasionale party dink politieke punte nodig gehad het om die verkiesing te wen, om aan die bewind te bly, om as teenvoeter te dien vir die ANC regering wat op ANC party wat op baie staan en baie sterk vorentoe beweeg het. En hulle het ongekende vir daardie tyd hulpbronne ingespan om juis na die stasiemoordenaar te soek en as hulle baie vinnig hierdie roofdier kon aankeer, kon hulle die vertroue wen. So oor die 100 polisiemanne, polisiereserviste, die brandweer, inwoners en selfs bendes het ingespring. Almal het gesoek na die stasieman. En ook 'n ongekende bedrag as beloning, 150 tussen 100.000 en 250.000. Wat gegroei het, Ja. vinnig gegroei het. Ja. Ja, dis reg. Daar is name wat opduik uit die geskiedenis uit. Dr. Ellen Boesak, wat was sy rol? Ellen Boesak van die United Democratic Front het as geestelike leier het hy baie optogte gehou, maar ook sy stem dik gemaak dat die stasiemoordenaar gevang moet word. Selfs Adam Small, die digter, hy het 'n interessante opmerking in die koerant gemaak dat hy het direk met die stasiemoordenaar gepraat en sê, luister, hier is my nommer, ek wil graag met jou praat, bel my as jy kan. Ek vermoed ek het daai storie vir die burger geskryf. Ja, ja. Dan, Julian, word die slagoffers se name in die Engels is in bold gedruk. Yes. Is dit om die leesbaarheid van die teks aan te help, of is dit 'n manier van sê, hoor hulle name, hier is hulle name? Wat was die bedoeling daar? Ja, kyk, mense wat die braai uitlees sal vir jou sê, die teks kan vervelig raak, of jy kan so maklik die individu verloor in die storie in, so het moet uitpop, en dit is name wat die leser, wanneer hy of sy die boek neersit, moet kan onthou. Ja, sê. Ons moet die kind, ek choke sommer nou, ekskuus. Ons moet die kind se identiteit, sy menswees onthou, want is 'n kind wat op 'n baie wrede manier weggeneem is uit die huis uit families uit, maar ook 'n toekoms ontneem is, so alhoewel hy oorlede is of vermoor is, moet ons sy naam en sy van onthou, en dit is die minste wat ons kan doen op die bladsy. 'n paar name: Jonathan Claassen, Yusuf Hofman, Mario Thomas, Calvin Spires, Freddie Cleaves, Samuel Ngaba. Dan ongeïdentifiseerde slagoffers: Jeremy Benjamin, Jacobus Lou, Marcelino Kibedo, Elino Sprinkle, Donovan Swarts, en so gaan dit aan. Maar jy skryf ook oor die feit dat ons die stasiemoordenaar ken as Norman Simons, en hy homself tot die Islam geloof
bekeer het en toe nou sy naam verander het na Afzal. Hmm. Is daar 'n spesifieke betekenis aan sy besluit om daai verandering in sy lewe te maak? Ek dink Norman was eintlik ook maar ek sal hom 'n lost boy noem, want ek noem baie sulke mense wat met hulle self vroeg lost boys. Maar ek dink hy was ook seker maar soekend oor waar hy antwoorde vind en as ons hierdie boek gaan dan sal ons sien hy was baie ingeboek by kliniek, hy het homself ingeboek. Mense sê baie keer het hy verdwyn en dan boek hy hom in. So daar was geestesgesondheidskwessies wat nooit in ag geneem is Yes. gedurende die saak in elk geval nie, in die hof nie. Ja, maar sy geestelike toestand was wel aangespreek of bevraagd tydens die hofsaak. En toe verneem hulle dat hy het baie keer, hy het homself ingeboek by die kliniek in Kenilworth vir depressie en vermoegheid. Van sy vriende met wie ek gepraat het gesê, en hy was by Hewett Onderwys College en van sy oud studentemaats het my gesê, iets wat hulle opgeval het van Norman is, hy was altyd moeg gewees. Hy wil altyd slaap, hy sou by hulle kom kuier en sê, kan ek 'n slaap vang? En dit laat nogal vra. 'n Swart pa, 'n bruin ma, gesodomiseer deur sy broer en dan die teenwoordigheid van Muti of toorgoed soos die mense sommer sê, met die verhaal van Mam Tete wat hy vertel. Is dit deel van wat hom gevorm het tot hierdie mens wat so moeg was, wat issues gehad het met sy geestestoestand? Ek dink as 'n mens enigiemand wil ken as 'n volwassene en hoe hy sy rol speel in die samelewing, hoe hy homself hoe hy funksioneer in die gemeenskap, maar ook wanneer hy sekere uitdagings het en jy gaan 'n sielkundige toe, dan begin hy altyd vir hom vra, vertel vir my in jou kinderjare. Nou hierdie storie wat hy vertel het oor Boysie, sy broer, was vir my nogal eers 'n belangrike inligting gewees, want ek stel altyd belang as iemand oortree oor 'n moordenaar, hoe jy opgegroei, en hy het vertel dat Boysie veral vir hom destyds gesodomiseer het, en ek dink daar het hy erge trauma, emosionele trauma deurgemaak. Ek wil ook praat oor 'n paar ander karakters in die boek. Dr. Mickey Pistorius, die forensiese sielkundige, het vroeg reeds 'n rol gespeel. Kon jy met haarself praat of het jy net staat gemaak op wat sy toegesê het? Ek het haar opgespoor, sy is uitgetree, sy woon tans in Mauritius en sy het 'n boek geskryf, Catching Killers, wat ek verslind het en so aan, en daarin raak sy aan, sy was snaaks nog die eerste profileerder as sielkundige wat die polisie, sy was 'n pionier gewees, sy het gekom uit Johannesburg. Maar nog student destyds. Ja, sy was 'n junior lector. Ja. En sy het ek is geweldig beïndruk en geïnteresseer oor hoe sy te werk gegaan het. Sy het al die dossiere deurgedraf, sy het by die plekke waar die lyke gevind is gaan sit, soms gebid vir die oorledene, maar ook vir die verdagte, wat hulle nog, en sy het aan die einde tot die slotsom gekom dat hierdie verdagte is 'n baie netjiese persoon, baie meticulous en baie netjiese moordtonele, en sy in die slotlyn wat sy sê daar, hierdie verdagte kan wees of 'n polisieman of 'n pastoor of 'n onderwyser. En ons weet wat gebeur het later, so ja. Sê iets oor hoe die media hierdie storie gedek het, want jy haal joernaliste aan wat soos Johan Marman en Lenet Francis wat die storie toegedek het vir rapport. Net soos die gemeenskap getraumatiseer het, soos jy net vertel het, hoe die stories jou raak, kon jy duidelik hoor uit die vertellings van die joernaliste dat hulle is individueel net so getraumatiseer. Ek dink Johan Marman het teksies geskryf, wat het hy as ontbyt geëet? Trane het hy self as ontbyt geëet. Hulle moes op 'n tyd, toe hulle die ou verkeerdelik identifiseer as die stasieman, moes hulle vir die man help ontsnap in 'n bus in. Die een fotograaf hy het
baie van die joernaliste het help soek ook glad, saam met die gemeenskap. Een het gesê, hy kon net 'n garage pie en 'n coke kry en dan moet hy weer gaan werk. Daar is joernaliste wat aan my vertel, tot vandag toe, 30 jaar later, meer kan hulle nie slaap nie. Die keerpunt in die saak was die ontdekking van die lijk van Elroy van Rooyen. En daar's ook soort van 'n persoonlike koneksie tussen hom en jou as skrywer. So Elroy het maar klipgooi van my huis gewoon in die strand in. En dit het die storie nogal persoonlik gemaak vir ons, want ek kan onthou 1994 hoe ons mense self op hol gejaag is in die strand. Hulle hoor die stasiemoordenaar is in die strand. Hulle het 'n man gejaag wat lyk soos op die identiek daar oor die vlakkie. So dit massa vrees of massa hysterie? Ek dink is meer vrees wat ontaard in hysterie en dan optree asof blind en net wil iemand in hegtenis neem, ja. Die optrede van die polisie het later onder die vergrootglas gekom. Nou mense sou niks daarvan opgetel het tot met die uitspeel van die hofsaak. En dan kom die naam van advokaat Koos Louw ter sprake wat Phenomen tot met sy dood eintlik verteenwoordig het, né? Ja. Ek het ook baie geadmireer advokaat Koos Louw. Hy het onwrikbaar geglo dat sy kliënt onskuldig is. Hy het gesê ek gaan nie my hare afsny voor ons die onskuldig bevinding kry nie. So en hy het hom basies pro bono ook verdedig in die verteenwoordig in die saak in. En ek moes jou gelos het. Dit is eintlik verdedig, omdat hy geglo het tot aan die einde dat hy onskuldig is. Ja. En jy sê in die boek daar's 'n klomp vrae wat hy onder kruisondervraging aan die ondersoekbeamptes gevra het en wat was hulle reaksie? Daar's 'n diskrepansie teen wat in die boek, maar verstaanbaar dat Norman Simons sou beweer dat hy onthou die ondersoekspan was vanaf die moord en roof afdeling. En dit is manne wat skuldbevindings gekry het, meer as 90% destyds sê hulle op bekentenisse. So hulle wou hê Norman Simons moet beken. En hy was onder enorme druk gesit en saam met hom was ondervra 2 vriende met wie ek gepraat het. En snaaks genoeg, ek het met 1 vriend gepraat nou, 29 Desember verlede jaar nou, en 3 dae daarna, toe sterf hy aan 'n hartaanval. En hulle het vertel op watter wrede manier hulle skaal het getrek. Hulle is, Norman gesê, hulle het 'n vuurwapen nagesit, hulle gedreig, hulle moet in die woorde vrek skiet en hom by afhang. Maar as jy die hofstukke deurgaan, dan sien jy, dan ontken die onderskeie polisielede alles dat hulle dit gesê het, dat die vreeslikste woorde geuiter teenoor hom na bewering, en ek het van die woorde maar uit die boek uitgehaal, maar ek het van die eerstes, van baie van die erger woorde het ons gelos, en aan die einde met die uitspraak het die regter nogal die polisiemanne bedank vir hulle deeglike werk en die manier hoe hulle vir hom gehanteer het. Ek weet nie of mense in 2026 oor 'n verhaal wat begin in 1986 hierdie verwysing of hierdie vrae nog moet vra nie. Maar is daar enigiets te sê oor die feit dat daai senior ondersoekers wit polisiebeamptes was, dat die landros wit was, dat die landros wat die appel moes gehanteer het wit was, dat die geregtelike ondersoek later gedoen is deur 'n landros wat wit was, en ek weet nie, wat sê jy daaroor nie? Ja, ek dink ons moet nog ons asemors om te lank op dit te vertoef oor die witheid en so. Mense kan verstaan, destyds wat die verteenwoordigers van brein mense in staatsdepartemente baie beperk, minuskiel, klein en so aan. So dis verstaanbaar dat die verteenwoordiging groter was vir wit mense en so aan. So as ras nie 'n kwessie was nie, was die groter kwessie dan die feit dat die forensiese ondersoeke of DNS ondersoeke nie so gevorderd was soos dit vandag is nie. 100%.
En dit wat die leser nogal moet verstaan, die tyd waarin die moorde was die wetenskap van forensiese monsters was nie so ver ontwikkel nie. Daar was nie groot databasisse en so aan nie. En baie van die monsters lê nog steeds daar en ek glo persoonlik vandag moet dit uitgehaal word en antwoorde te kry. Jy sê daar is nou 'n sogenaamde cold case eenheid Yes. begin en Cold Case Squad of die ou sake eenheid van die polisie in 2021 in die Weskaap en 2018 was dit nasionaal gestig. So dit hou groot belofte in. Ek het nog nie weer gehoor of hulle enige vordering het nie, want hulle die 21 sake oopgemaak nou. Maar ek kan net vinnig vir jou sê, Heinrich, gaan kyk 48 hours op YouTube. Ek verslind dit, ek kyk dit elke dag. As ek heel by die, ja, maar jy's afgedruk. as ek heel by die rekenaar, Ek moet nog kantoor toe gaan. daarin het my hulle sake opgelos wat 30, 40, 50 jaar gelede onbeantwoord gebly het met nuwe DNS. So ek het hoop vir hierdie 21 sake ook. En in 'n land soos Amerika weet ons ook dat selfs mense wat die doodstraf opgelê is, word onskuldig bewys later deur die herondersoeke wat plaasvind. Maar daar was iemand met die naam wat ons ontmoet in hierdie boek, Sergeant Don Engelbrecht, wat toe reeds gesê het, min of meer 3 goed, Ja, wat hom laat glo, Norman Afzal Simons is nie die stasiemoordenaar nie. ja, en dankie vir dit. En vreemd genoeg, hulle het nie vir hom eens kom laat getuig in die strafsaakie, want hy sou 'n vyandige getuie sou gewees het vir die staat, want hy het geglo Norman Simons kan nie verbind word met die moorde nie, want die DNS wat gevind is by die moorde stem nie ooreen nie. Die semen. Die semen veral. Ja, Ja, en ook die uitwysings. ja. En die uitwysings het Norman Simons volgens Engelbrecht gedoen by plekke waar daar nie eens lyke gevind is nie. Maar hou net in gedagte wat Mickey Pistorius en advokaat Annette de Lange gesê het destyds is, dit is hulle vermoed dat die stasiemoordenaar het dalk 'n helper gehad. Dit kan dalk sy semen wees. So hier sit ons nou, Norman Afzal Simons is op parol vrygelaat en daar's 'n klomp onbeantwoorde vrae. Daar's nog geen afsluiting vir 21 van die 22 slagoffers se families nie. En jy het jou eie teorie oor hierdie saak. Wil jy dit verklap aan die kykers of luisteraars of wil jy eerder nie sê wat jou eie teorie is nie? Ek sal eerder sê die lesers, nadat hulle hierdie boek deurgelees het, dink ek sal hulle soort van 'n kom waar hulle nog hulle opinie het en waar hulle nog hulle sterk opinie kan het. Ek het self 'n opinie oor dit. Ek sal sê, kyk na die identikits van 86 tot 94, dit verskil. En maar kyk ook na die modus operandi van 86 tot 94. Die grootste getal slagoffers is gevind op hulle knieë gehurk, kop in die sand, gesodomiseer en 'n kledingstuk is rondom hulle nekke. En van hulle het hulle later gehoor was genooi met R10 'n boks, om dit stasie toe vat. Ja. Julian, maar kinders in gebiede soos Mitchellsplein, Belhar, Delft of langs die Weskus soos met Jocelyn Smith, bly onveilig, gaan steeds dood. Sê iets kortliks daaroor en dan wil ek jou net so lekker persoonlike vraag vra. Ja, 40 jaar later lyk dit vir my nie ten opsigte van veiligheid van kinders dinge het verbeter nie. En ek kan net my WhatsApp dophou en hoor hoe kinders raak geskiet word in die week weer in bendegevegte op die Kaapse vlakte en baie keer in Mitchellsplein self. Dinge, die veiligheid van kinders het nie verbeter nie, dit na 4 dekades. So daar's 'n boek met die titel The Evidence of Things Not Seen deur my favorite swart Amerikaanse skrywer James Baldwin. Dit handel oor 'n soortgelyke verhaal
in die 80's in Amerika, Atlanta, Georgia. Hmm. As jy daai boek gaan lees wanneer jy nie 48 hours kyk nie, dan sal jy sien hoeveel ooreenkomste daar is. Wow. So kom ek vra jou nou eerder, wat lees jy of watter skrywers lees jy graag? Heinrich, ek sal graag meer wil lees. Ek dink net daar is net so 'n krag in lees is jy word regtig weggevoer en as ek net meer tyd kan kry. Ek het groot geword op Heinz Gonzalez en James H.T. Chase en daai het ek dink ek die liefde gehad vir 'n speurder wat in die donker vertrek sit en die vuiljas draai en 'n sigaar rook en hy loer deur die venster in die reën en hy sien na trek 'n kar op. Ek het steeds nog hy gevoel vandag in my. Ek probeer lees, maar ek probeer op my ouderdom van 61 probeer ek meer biografiese goed lees en veral van breinskrywers wat boeke skryf oor die 80's, die 70's, oor hoe dit destyds was. Want ek haal my hoed af hulle, want as hulle dit nie gedoen het nie, het ons 'n institusionele leemte waar u en ek en vir al die jong mense nie kan terugkyk en kyk hoe dit eintlik was nie. So ek lees daai tipe boeke. Ek sal begin met 'n boek oor jou eie lewe natuurlik, maar jy het nog so 20 jaar oor om vir ons meer van hierdie werk te gee. So baie dankie Julian en baie sterkte en baie geluk met hierdie nuwe boek. Baie dankie Heinrich. Jy kan of my teken as ek vir die pen aangee. So waar.